So 'n klein rukkie terug het hulle 'n nuwe paus gekies. Ek is nou nie altyd so op hoogte van die wêreld gebeure nie, maar daar was iets rondom die verwagting van die paus wat my nou nogal aangetrek het. Vroeger die jaar het ek die fliek Conclave gekyk. Dit gaan ook oor die verkiesing van 'n paus en daar was dit belangrik, gaan die nuwe paus wat gekies word in 'n nuwe rigting beweeg of gaan hy vassteek na die ou goed toe? Basies gaan hy teruggaan na die ou dinge toe. En rondom die verkiesing van die werklike paus het dit vir my geklink is die vraag ook in die lig. Gaan die nuwe paus voortbou op die, kom ons sê, progressie wat die vorige paus gedoen het, of gaan hy heeltemal terugbeweeg na die ou vaste sekerhede toe? Dit het my net laat besef, dit is nie uniek aan my en ons kerk en ons mense, hierdie stryd tussen om vorentoe te beweeg en om stil te staan nie. Stil te staan by dit wat ek ken, stil te staan by dit wat vir my sekerhede bied. En dan is dit baie interessant, daar's 'n gedeelte in die Bybel waar twee mense se denke oor die Bybel verander het. Die twee mense wat op pad was van Jerusalem af Emmaus toe. So 'n paar weke terug het ons gekyk na die verhaal van die Emmausgangers en hoe dat hulle beweeg het van Jerusalem af Emmaus toe en toe weer terug. Dit lyk of hulle nie gevorder het nie, maar tog het hulle baie gevorder. Ek gaan laat ons vandag dieselfde gedeelte lees, maar dit gaan juist die punt illustreer hoe dat jy in die Bybel in een verhaal verskillende lae van diepte kry. Hierdie twee mense se lewens het verander. Hoe het dit verander? Jesus het met hulle gepraat en hulle gehelp om die geskrifte, dit wat ons ken as die Ou Testament, om dit nuut te verstaan. Kom ons lees saam hierdie gedeelte, Lukas 24 van vers 13 tot 35. En kyk, juis op die dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadia van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle: "Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?" Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord: "Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom te laat kruisig. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dit gebeur het. Sommige vroue het ons geleer het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy, Jesus, vir hulle: "O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê." Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis, maar hulle het sterk by hom aangedring: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby." Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir die ete aangeleen het, het hy die brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê: "Was ons harte nie brandend toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie?" Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê: "Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn." Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Ek beskou myself as 'n baie konservatiewe mens. Mense wat my ken sê: "Nee man, jy is een wat oop is vir oortuiging." Maar ek dink nie hulle verstaan wat ek bedoel nie. As ek sê ek is konservatief,
dan bedoel ek hou van ou waarhede, ek hou van sekuriteit, ek hou van geborgenheid. Maar dit beteken nie, ek steek vas nie. Paul Creer het blykbaar gesê, neem uit die verlede wat goed is en bou die toekoms daarop voort. Ek het hierdie woorde baie jare gelede geleer, en dis basies wat ek glo. Vat wat goed is uit die verlede en bou daarop voort. Moenie by die verlede stil staan by die goed en die sleg en sê, hier beweeg ek nie, want tegnies dink ek nie 'n mens kan stil staan nie, of jy gaan vorentoe of jy gaan agtertoe. So as jy bly by die verlede en die wêreld gaan aan die aarde draai, dan raak jy agter. Maar ek is glad nie een wat sê, kom met nuwe goed net ter wille van nuwe goed nie. Nee. Kom ons kom by die Bybel. Ek het geleer dat die Bybel die woord van God is. Dit is my hele hartsbelydenis. En daarby staan ek. Ek kan nie vir julle sê hoe het ek regtig geglo toe ek kind was, toe ek op skool was nie. Selfs op universiteit, ek is nie heeltemal seker wat ek geglo het nie. Een ding weet ek het geglo dat die Bybel die woord van God is. Maar soos wat ek die Bybel gelees het daar dinge opgekom wat vir my die vraag laat vra het, nie na, is die Bybel die woord van God nie, maar wat presies is die Bybel? As jy die eerste 2 hoofstukke van die Bybel lees, dis 2 skepingsverhale, maar die 2 verskil hemelsbreed van mekaar. As jy in Konings gaan lees en dan Kronieke wil nie vir jou die slegte goed vertel van die konings van Juda nie, terwyl konings dit wel doen. As jy Kronieke lees in Jesaja, Kronieke vertel van die ballingskap, Jesaja bly net stil van die ballingskap. Hy eindig by hoofstuk 39 en dan skielik gaan hy by hoofstuk 40, 300 jaar later aan. As dit kom by die houding teenoor die Moabiete en Ammoniete, daar's tekste in die Bybel wat duidelik sê, julle mag nie met hulle trou nie. Esra en Nehemia, die mense wat met hulle getrou het, hulle moes skei. Maleagi wat sê, hoe kan julle skei? Die Here is teen egskeiding. Rut wat sê, hoe kan julle teen die Moabiete wees? Ons grootste koning, die koning na die Here se hart, koning Dawid, sy ouma grootjie was 'n Moabiet. Verskillende sienings in die Bybel wat, as 'n mens nou regtig waar daarin gaan delf, dan gaan vir jou voel, maar weerspreek die Bybel nie homself nie. Die verhale rondom Jesus se opstanding, wat presies het daar gebeur? As jy lees rondom Paulus, dit wat Paulus in sy briewe skryf, dit wat in Handelinge staan, die goed rym nie altyd lekker nie. Hierdie dinge het my nooit laat twyfel in die feit dat die Bybel die woord van God is nie, maar my wel laat wonder oor hoe het die Bybel ontstaan. Kyk, party glo mos dat die profeet in 'n beswyming gegaan het en die God of gode het dan vir hulle die boek, of dit nou the Book of Mormon is en of dit nou die Koran is, die boek is dan aan hulle gedikteer en hulle het dit net so neergeskryf. Ons bely dat die skrif deur God geïnspireer is, maar hoe het dit gewerk? 'n Kontemporêre skrywer, ek is nie altyd gemaklik met alles wat hy sê nie, maar hy het iets gesê wat my baie diep laat nadink het. Hy het gesê, die ontwikkeling in die wetenskap, wat ons sedert die einde van die middeleeue gesien het, wat ons tegnologies gebring het op die plek waar ons is, dit kon eers plaasvind, toe die wetenskap vrygekom het van die goedkeuring van die kerk. As die wetenskaplikes sê die aarde is rond en die kerk sê die aarde is plat, wie gaan ek glo? Nee, ek gaan nie die kerk veroordeel of verwerp nie, maar die wetenskap sê die aarde is rond. So, as die wetenskap sê die son is die middelpunt van die aarde draai om die son, die kerk sê nee, die son draai om die aarde. Die kerk het nie meer vir die wetenskap voorgeskryf nie, en daarom kon Christene, wat vasgehou het aan die leerstelling van die kerk, in die wetenskap ontwikkel. Hulle het nog steeds Christene gebly, en die nuwe insigte het hulle gehelp om die Bybel inderwaarheid beter te verstaan as in die verlede. Nou het hierdie man gesê, dieselfde moet gebeur met die teologie. Die teologie mag nie gehinder word deur die leerstellings van die kerk nie. Die teologie moet eerlik gaan kyk, hoekom is daar 2 skepingsverhale? Hoekom verskil Konings en Kronieke? Hoekom verskil Handelinge en Paulus se briewe? Hoekom is daar die verskillende verhale van Jesus se opstanding? Hoekom verskil die Bybel so oor die Moabiete en die Ammoniete?
Dit maak dat ek eerlik gaan kyk na die Bybel, gaan dit nou veroorsaak dat ek nie meer in die Bybel glo nie? Natuurlik nie. My belydenis is, die Bybel is die woord van God. My dogter het 'n baie mooi voorbeeld wat sy gebruik. Sy vat 'n bol wol en sy sê, as jy nou na hierdie wol kyk, jy kan na hom kyk en sien, hier is een lang string wol en jy kan hom uitrek. Hy's lank, hy's indrukwekkend, maar hy beteken niks en as hy te mekaar raak kan die kat daarmee speel. So kan jy na die Bybel kyk en die een ding na die ander na mekaar lys en sê, dit is wat alles in die Bybel staan. Maar wat beteken dit? As jy egter hierdie wol vat en jy begin brei of jy begin hekel, dan ontstaan daar ingewikkelde interaksies tussen die verskillende dele van die wol. Dit vorm patrone, dit vorm rye en uiteindelik het jy iets wat sin maak en iets wat bruikbaar is. Jy kan of 'n lappie kry wat baie mooi is, of jy kan 'n kombers hekel, of jy kan 'n baie mooi handskoen hekel. Hoe dit nou ook al sê, hierdie dele van die wol word in mekaar gewerf, in mekaar gevleg, en so kry jy iets sinvols. As jy een stukkie wol kry, kom ons sê die wol was baie kleur en jy sê, hierdie stuk is mooi en jy sny hom af en jy sit hom daar neer. Wat kan jy met hom doen? Basies niks. Jy kan 'n speelding vir die kat maak en dis ook maar al. Dis wat baie mense met die Bybel maak. Baie mense vat 'n vers in die Bybel en hulle het 'n klomp versies wat hulle neersit. En wat beteken dit? Dit is dalk 'n ou mooi gedagtetjie, 'n mooi iets wat jy met jou kan saamdra, maar die krag en die diepte van die woord van God ontbreek. Wanneer jy die Bybel lees in al sy intriges en jy as persoon wat die Bybel lees, ek wat die Bybel probeer verstaan en verduidelik, die professors wat boeke skryf om my mee te help. Ons vat hierdie wol, ons vat die Bybel, die teks van die Bybel en ons kyk na al die ingewikkelde intriges, ons kyk na die manier waarop dit saamgestel is, hoe dit saamgestel is, ons bely dis die woord van God, ons bely dit het ontstaan onder leiding van die Heilige Gees. En uiteindelik kry jy 'n skat van onpeilbare waarde, die woord van die Here. Van die mense wat nou so na die Bybel gekyk het, ek het op 'n stadium gesê, ek wil nou iewers besluit, hoe gaan ek Bybel lees? En van die mense wat vir my in hulle manier van Bybel lees die meeste sin gemaak het, word genoem sosiologies-historiese lees van die Bybel. Wat beteken dit? Dit beteken dat hierdie mense wat hierdie uitgangspunt het as hulle boeke skryf, of ek wat dan nou ook hierdie uitgangspunt het as ek 'n preek maak, of jy as jy ook hierdie model van Bybel lees sinvol vind, dan vra ons 'n paar vrae. Die eerste vraag is, wie het dit geskryf? Uiteindelik weet ons, dis onder leiding van die Heilige Gees geskryf, maar die Heilige Gees het nie die profete in 'n dwaal gesit en hulle laat dagga rook of hulle gesê skryf die volgende goed neer nie. Nee, die Here het laat die profete belewennisse neerskryf, dinge wat hulle ervaar het. Dis hoekom Jesaja 'n ander ervaring het as Jeremia, want hulle is twee verskillende mense, deur dieselfde Gees geïnspireer, dieselfde omstandighede, maar elkeen sy unieke bydrae. Wie is die mense wat dit geskryf het? Die tweede vraag is, vir wie het hulle dit geskryf? Dis belangrik om te weet, is dit vir vissermanne geskryf, is dit vir kerkmense geskryf, is dit vir Jode geskryf, is dit vir nie-Jode geskryf, is dit in die Ou Testament, is dit in die Nuwe Testament? Dan, en hierdie vind ek fascinerend, wat is die magte wat in die agtergrond was van dit wat geskryf is? Wat is die politieke magte? Is dit die koningshuis van Israel of Juda? Is dit die Babyloniese of Persiese ryk wat in beheer is? Is dit die Romeine soos in Jesus se tyd? Want dit verander die manier waarop ons die Bybel lees en verstaan. Dan natuurlik, wat het hierdie gedeelte destyds vir daardie mense beteken? As ek na hierdie vraag gekyk het, het ek 'n prentjie van dit wat die Bybel destyds gesê het. En nou wil ek amper sê, nou trek ek hierdie vraag net so oor na my toe. Wie is ek? Wat is my omstandighede? Watter magte is daar wat my bedreig? Is dit dieselfde as destyds of is dit verskillend? En dan, wat wil die Here in hierdie gedeelte vir my sê? Om die Bybel so te lees, is vir my asemrowend.
Want jy kan, ek wil nou sê, soos die verhaal van die Emmausgangers, jy kan dieselfde gedeelte 10 keer lees en elke keer kry jy iets nuuts daaruit. Interessant wat met die Emmausgangers gebeur het. Hulle het hulle Bybel geken. Hulle het hulle Bybel aangehaal, maar hulle het hulle Bybel nie reg verstaan nie. As jy nie hierdie vrae vra as jy die Bybel lees nie, as jy sommer sê die Bybel is mos maklik om te verstaan, dis duidelik, dan verplat jy eintlik die Bybel. Jy het 'n mooi ou morele lesie, maar jy kom nie by die diepte, die werklike diepte van die wrogings van die mensdom deur alle eeue. Die Here wat mens geword het om ons te help met daardie wroging en die Here wat deur sy Gees vir ons sy woord gegee het. Mense geïnspireer het om in verskillende tye, verskillende omstandighede sy woord neer te skryf, dit saam te stel soos wat ons dit het, sodat hy vir ons diepte in ons verhouding met hom kan gee. Baie keer dink ek mense mors sulke kosbare tyd met hulle gestry oor die Bybel. Is die wêreld regtig in 7 dae gemaak, 7 dae van 24 uur? Wat maak dit saak? Hoekom is dit geskryf? Die boodskap van Genesis 1 is fenomenaal. Hoeveel dae dit gevat het, dis 'n simboliese karakter. Dit kon 7 gewees het, maar wat maak dit saak? Die reëse op aarde. Ek het nou al gesien mense wat verskriklik ongelukkig raak as iemand vra oor die reëse. Ek gee nie om of dit nou Vikings of Chinese is, of hulle groot of klein is, of wat ook al nie. Dit gaan vir my oor, wat sê die Here vir my daardeur? Die Bybel is soveel meer as net die vraag, het dit gebeur of het dit nie gebeur nie. Hoekom wil jy met my stry daaroor? Probeer jy my oortuig dat die Bybel die waarheid is? Probeer jy my oortuig dat die Bybel die woord van God is? Jy mors jou tyd. Ek bely dat die Bybel die woord van God is. Ek bely dat die Bybel die waarheid is. Nie die historiese waarheid of die geografiese waarheid nie, maar die waarheid wat nodig is vir my om die ewige lewe in God se naam te kan behaal. Moenie my tyd mors deur my te irriteer met goed wat ek reeds glo nie. Help my om die diepte van God se woord te ontdek en te verstaan. Baie keer praat ek met mense wat totsiens gesê het vir geloof. En hoekom is dit? Dis omdat hulle kom met diep en ernstige vrae wat hulle het omdat hulle antwoorde in die Bybel soek. Dan gee mense vir hulle so 'n stukkie wolk wat afgesny is wat vir hulle niks beteken nie. En hulle sê, as dit nou al is waaroor dit gaan, ek is nie 'n kat wat met wolletjies wil speel nie. Dan groet hulle die geloof. Wat het met die mense op pad na Emmaus toe gebeur? Ons lees dat hulle geskrifte geken het en hulle het 'n verwagting gebou daarop. Kyk net wat lees ons, wat sê hulle in vers 21. Hulle sê, ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Wat ons hier lees is hulle die Bybel geken, hulle die Bybel verstaan en hulle het 'n verwagting gehad. Hulle het geglo dat daar 'n koning uit die nageslag van Dawid sal kom, iemand wat die gesalfde is, iemand wat hulle gaan kom verlos. Maar hulle gevolgtrekking was dat die Messias wat sou kom, sou hulle vry maak van, is belangrik, die mag wat op daardie stadium aan die werk was, die Romeinse ryk. Nou is Jesus deur die Romeine tereggestel en dit voel vir hulle asof hulle geloof op wind gebaseer is. Wat sê Jesus dan vir hulle? Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Jesus vat hulle terug na, nie nuwe idees nie, maar terug na dit wat geskryf staan, dit wat die profete gesê het. Hy verduidelik dit vir hulle. Ons lees, hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Hulle het die Bybel gehad, hulle het gedink hulle verstaan die Bybel, maar daardie verstaan het hulle in 'n doodloopstraat gebring. Nou kom Jesus, en hy bring vir hulle iets nuuts. Maar in werklikheid is dit nie iets nuuts nie, dis bloot 'n nuwe verstaan van dit wat hulle het. Neem uit die verlede wat goed is en bou die toekoms daarop voort. Jesus het vir hulle 'n klomp dinge kom verduidelik. Die redding wat hy gebring het, is nie bloot redding van die Romeinse regering nie, dit gaan oor iets baie groters, dit gaan oor die koninkryk van God. Interessant, die pennie het vir die twee gedrop, toe hulle die nagmaal gevier het.
Maar waar kom daai penny vandaan? Dis die inligting wat Jesus vir hulle gegee het, toe hy met hulle gepraat het, die skrifte uitgelê het. My belewenis van God se grootheid, God se genade, God se heerlikheid, is baie keer nie daar waar ek die Bybel bestudeer, daar waar ek leer, daar waar ek nuwe insigte kry nie, maar hierdie nuwe insigte gee vir my so 'n diepte dat wanneer ek saam met ander is, ek werklik waar God se teenwoordigheid kan ervaar, God se teenwoordigheid kan beleef en voluit daarin kan leef. Die Bybel is wonderlik. Die Bybel is die woord van God. En ons leef in opwindende tye waar ons toegang het tot baie dinge wat ons kan help om ons verstaan van die Bybel, kom ek sê, teologie te ontwikkel en uit te brei. Ek vra. My geloof is nie bang om vrae te vra nie, want ek weet, inligting wat ek bekom, kan nie skud aan die fondament waarop ek gebou het nie, en die fondament is Jesus Christus, en dit wat ons in die Bybel leer. Ek vra, 'n geloof wat nie vra nie, is nie regtig geloof nie. Dis blote vashou aan sekuriteite. En baie keer is dit valse sekuriteite. Hierdie twee mense op pad van Jerusalem af na Emmaus toe. Hulle het 'n ongelooflike ontdekking gemaak. Hulle het die skrifte wat hulle ken nie verstaan. Alles wat ons geleer het in die ou tyd is nie verkeerd nie. Maar as ek nuwe dinge kan leer, as ek kan voortbou op dit wat ek geleer het, is dit 'n wonderlike geleentheid wat ek en jy het, om onsself voor te berei om staande te kan bly in hierdie lewe. Daar is soveel dinge wat ons voete onder ons uitdruk. Soveel dinge wat ons bedreig. Nou voel dit vir ons as ek bly by die ou waarhede, soos wat dit geleer is aan my, ag, dit is so 'n bietjie van 'n comfort zone, 'n gemaksone waar ek kan wegkruip. Wegkruip help nie in 'n oorlogtyd nie. Wat ek doen is ek vat die waarhede van die Bybel, ek trek die wapenrusting wat God my gegee het aan, en ek kom na jou toe, nie met mooi teksversies wat soepsappig is, wat net 'n ou salwie is oor 'n seerplek nie. Nee, ek kom na jou toe met die diep waarheid van God, wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Dankie Here vir die geskiedenis waaruit ons kom, en baie dankie vir soveel wonderlike dinge wat talle mense in hulle eie tyd gelees het in die Bybel, en dat hulle dit vir ons oorgelewer het. En dankie dat ons dit met ons kan saamdra, en in hierdie unieke tye waarin ons leef, kan soek op grond van dit wat hulle vir ons gegee het, op dit wat Augustinus, op dit wat 'n klomp Pause in die verlede, dit wat Martin Luther, Calvin, 'n klomp ander mense vir ons gegee het, dat ons op grond van dit wat ons by hulle geleer het, en met die nuwe kennis wat daagliks ontsluit word, dat ons gaan delf in u woord, en ons tentpente diep kan inslaan op die rots van die geloof wat ons het in u. Geloof wat 'n gawe is wat u vir ons gee uit u groot genade. Help ons Here om in 'n tyd waar mense gewoond is aan LED-ligte, nie met 'n oudtydse kersie te kom nie, maar met 'n atoombom van troos en bemoediging wat ons uit u woord kry. Amen.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.